Goeiedag weer eens hier in die program Mense en Hul Stories. Saam met my Natasha Fick, dis altyd vir my voorreg om saam met jou te kan kuier hier op hierdie platform. Nou onthou elke Sondag kan jy inskakel op www.livecbn.com en ek het nou nie vandag 'n gas hier saam met my in die ateljee nie. Ek is vandag weer eens alleen en ek gaan so 'n bietjie verder deel oor my storie. En vir jou wat nou nie geweet het nie of nog nie gehoor het nie, so 'n paar maande gelede het ek my eie dogter, my oudste dogter, aan kolonkanker verloor. Sy het afgesterf van kolonkanker en ek wil baie graag haar storie ook deel. Ek het dit ook op 'n vorige geleentheid het ek gedeel, maar ek het nie vir jou gedeel in detail wat alles ook gebeur het agter die skerms nie. En ook wat in ons lewe ook aangegaan het op daardie oomblik nie. Nou ek het ook 'n boek geskryf, A Mother's Love, What a Mother Wouldn't Do, en dit is my dogter, Tribute to My Daughter, en dit is haar lewensverhaal en die pad wat langs die Here saam met my en saam met haar gestap het tot waar ons gekom het op die ouderdom van 32 jaar oud wat sy gesterf het. Nou ja, om 'n kind aan die dood af te staan is nie maklik nie. Om 'n kind te begrawe is nie maklik nie. En ek het die ander dag het ons vir die eerste keer gaan blomme opsit en vir my was dit net so 'n bietjie hartseer om te dink dat dit is die realiteit dat ek met blomme op 'n graf gaan sit en dit is waar my dogter nou lê huidiglik en dit voel vir my dat dit voel soos 'n droom. Dit is nie asof dit 'n werklikheid is nie, want daar kom nog dae wat ek voel dat ek kan nie glo dat dit het gebeur nie. Ek kan nie glo dat dit was wat 2024 vir ons ingehou het nie. Maar weet jy wat, ek kan nog steeds sê to God be the glory for great things he has done. If it had not been for the Lord on our side, where would I have been? As dit nie vir die Here was by my kant en by my sy nie, sou ek sekerlik nie hier gewees het vandag nie. Sou ek sekerlik 10 teen 1 in 'n drankbottel my toevlug gaan soek het. Sou ek op 'n shebeen miskien gesit het om my sorge weg te drink, maar dis net die Here se genade wat my hou op hierdie oomblik en op hierdie tyd. En weet jy, die dag toe my dogter sterf, vra iemand vir my, het ek eintlik op Facebook post gesit en ek het gesê to God be the glory for great things he has done and what a blessed day it was and blessed service. Nou hierdie persoon met die liefde van die Here stuur sy my 'n boodskap en sy het ook self 'n paar jaar gelede 2 van haar jong kinders aan die dood afgestaan en sy sê vir my sy wil nie lelik klink nie, maar sy het altyd gewonder hoe deel pastore met hierdie verlies, wat doen ons? En sy sê vir my dat hoe kan ek sê what a blessed day and what a blessed service it was and glory be to God for great things he has done. En my woorde aan haar was nommer 1, dis net die Here se genade wat my gehou het. Hoekom ek gesê to God be the glory, want ek besef my in die week van my dogter se begrafnis en met haar siekte, dat dit was net die Here wat ons gedra het. As dit nie vir die Here was nie, sou ons dit nie kon gemaak het nie en ons kon die Here se gees ervaar daai hele week en ook die dag van haar begrafnis. En toe die diens klaar is, kon mense agterna na ons toe kom en sê wat 'n mooi diens was dit en dit was wat ons wou gedoen het. Ons wou vir my dogter die beste gee wat sy kon kry en vir haar met dignity begrawe en met respek en met liefde begrawe. Dit was wat ons wou gehad het en ek sê vir haar dat toe ek daardeur gaan, het ek nie daardeur gegaan as 'n pastoor nie, ek het daardeur gegaan as 'n mamma. Ek gaan nog steeds daardeur as 'n mamma en ek het getreur soos 'n mamma en nie 'n pastoor nie. En ek moes vir haar baie goed agter die skerm sê om vir haar te laat besef dat ons is mens net soos enige iemand anders. Ons gaan ook deur stryke soos enige iemand anders en dit maak nie vir my of vir enige iemand anders besonders nie, maar dis net die Here se genade. Nou soos jy gehoor het of nog nie gehoor het nie, begin Mei het my dogter uitgevind dat sy het kolonkanker en dit was fase 4 kanker wat sy gehad het en toe sy verder uitvind het dit nou al toe na haar longe ook versprei en my dogter het toe dit na die vagina en 'n rectum ook versprei en dit het ook daaraan al begine eet en my dogter het diarree gehad ook en sy het altyd sanitêre doekies en toe sy
huis toe kom of uit die hospitaal het ontslaan, toe het sy ook geen beheer meer oor die diarree gehad nie. En sy was toe op 'n kimbi en ek weet dit was wat my dogter, dit het baie aan haar gevat want sy was 'n baie trotse mens. Sy wil baie dinge op haar eie gedoen het en dit het baie aan haar gevat. En toe sy ontslaan word, sy was ontslaan, weer siek geraak en ons het haar weer hospitaal toe gevat en hierdie een aand het ons haar gaan haal en 2 kan kry, toe staan hy kind se oë so groot in haar kop in en ek het dadelik begin bid vir haar want ek het gesien dinge lyk nie goed nie en toe het nou al bo en onder uitgekom en sy was so vir 'n hele paar weke in die hospitaal. Dit was 'n baie moeilike tyd vir ons want ek kom uit die werk, dan moet ek na haar toe gaan by die hospitaal. Ek het haar kosse vir haar klaar gemaak want sy kon nie al die kosse eet in die hospitaal nie. Dit het haar siek gemaak en ek moes haar toe help om ons wil haar meer gesond hê as enigiets anders en nie siek hê nie en kosse gemaak, kinders by die skool gaan haal. So dit was 'n baie moeilike tyd vir ons en sy het toe besluit Junie maand toe sy ontslaan word, begin Junie einde Mei. Sy het begin Junie uit die hospitaal het gekom en die maatskaplike werker het vir gevra maar waarna toe wil sy gaan en sy het my gesê I would rather want to come and stay by mommy. I want mommy to come and look after me. Nou die wat ons storie voorheen gehoor het, was sy altyd maklik met Kaylin se verhouding nie, maar ek het net op daardie oomblik geweet dat ek moet werk afstaan en ek moet na my kind kom kyk en ons het mekaar regtig gevind in daardie tyd. En een van daardie dinge wat ek en sy ook deurgemaak het, wat ek vir haar gebid het, vir haar gesalf het in die oggend, as sy nie lekker gevoel het nie, dan het ek vir gesê, come it's time for us to pray, vir haar bemoedig uit die woord van die Here. Ek en sy het altyd skrifte vir mekaar gestuur of sermons, predikings, as ons so gevoel het, dit het betrekking op waardeur ons nou gaan en ons het regtig mekaar kom vind en hierdie een oggend toe ek besig om vir haar te bid op hierdie oomblik en op daardie oomblik sê die Here vir my dat ek vir haar sê sy moet gaan terugvat alles wat die vyand van haar afkom steel het en ek sê vir haar you need to go back and take back everything that the enemy has stolen from you en ek sê vir haar ek sien daar so 'n hele trail wat daar lê en hoe jy besig is om al hierdie goed op te tel wat langs die pad geval het en ek sê vir haar nommer 1 die vyand het jou ma van jou afkom steel toe jy net 4 dae oud was. Well actually in fact the enemy came to steal from you while you were in my womb already en ek het daardie oggend so gebid vir haar. Sy het so gehuil, ek het gehuil en ek het vir haar gesê dat ek gee vir jou die reg as mamma om jou eerstgeboorte reg terug te gaan vat. Jou geboortereg as die oudste kind van my. Jy moet dit gaan terugvat. Ek gee vir jou die reg. As jou ma gaan vat dit vir jou gaan vat dit terug. As jy dit nog nooit gevat het nie, gaan tel dit op en vat jou eerstgeboortereg terug. En toe Kaylin sterwe, die Here vir my gesê dat sy het haar plek om invat in die familie. Miskien het sy jare en jare geworstel met dit. Miskien het sy nooit regtig gevoel dat sy is die oudste nie. Miskien het sy nooit regtig gevoel dat sy was eie aan ons nie, alhoewel dit van ons kant af was sy altyd deel van ons familie gewees en sy het altyd hierdie soeke gehad en ek sê vir die Here toe Kaylin sterwe, vertrou ek dat Kaylin het rus gevind vir alles wat sy na gesoek het. Die liefde wat sy altyd gesoek het van my was altyd daar vir haar gewees, maar dat sy besef het hoe lief ons haar regtig gehad het as huisgesin en as familie. En daardie dag toe moes ek vir haar sê, jy moet gaan terug wat alles wat die vyand van jou afgesteel het, jou eerstgeboortereg. En toe sy sterf, toe wys die Here vir my, maar sy het haar plek om inneem. Sy het haar plek as oudste dogter inkom neem. Sy het haar eerstgeboortereg, het sy kom vat, wat aan haar oorspronklik bedoel is. En weet jy, dit is wat die Here vir my kom wys het, baie keer kom die vyand en hy kom steel uit ons families, hy kom steel uit ons gesinne, hy kom steel uit ons lewens uit, dan weet ons nie altyd waar dit is nie, maar dan kom maak die Here dit agterna vir ons oop, en dis wat die Here vir my kom wys het. En Kaylin was in en uit hospitaal, hulle het vir haar gesê dat hulle gaan vir haar 'n chemo gee. Een keer het Kaylin vir haar gaan weeg, en toe weeg sy 37. Ek weet nie hoeveel het sy geweeg toe sy gesterf het nie, want sy het nog 'n gewig verloor na dit wat sy vir haar, want daardie tyd
kon sy nog loop en kon sy nog winkel toe gaan en vir die laaste paar weke kon sy dit nie meer doen nie. Sy was net in die huis ingewees en sy het een keer geval ook in die bad en sy sê haar been het ingegee onder haar en daar het sy besef maar sy kan nie meer alles doen wat sy gedoen het nie, maar ons het die Here nog vertrou dat die Here haar gaan genees, dit was ons vertroue. Ons het gewag vir die dokters om te kontak, wag vir die dokters het nooit teruggekom na haar toe nie, en so 2 weke of 3 weke voor Kylie sterwe, het hulle besluit, hulle gaan vir haar stoma sakkie insit, en as ek nou terugkyk, dan dink ek, hoekom het hulle nog dit gedoen, hoekom, as ons dit geweet het, dan het ons een keer alles gelos, hoekom vir my dogter valse hoop gee, dat daar is hoop as hulle klaar geweet het, dat daar is nie hoop nie, want ek dink net nadat het haar mag verskriklik begin swel en net groter en groter geraak, totdat ons 'n paar dae voordat sy gesterf het hulle vir ons gesê dat daar is niks meer wat hulle vir haar kan doen nie, want daar is 'n mes wat op haar pelvis begin groei het, en ek besef dat hoekom het hulle maar nie een keer gelos nie, want sy was die een aand toe moes sy 0 per mond wees, of die oggend, want hulle sou vir haar kom doen het die volgende, deur die loop van die dag, en toe ek die aand by haar kom toe, het sy nog niks geëet nie, en ek het vir haar gevra, sy moet vir hulle vra, en sy sê vir my, Mommy, I asked them, and they said, no, I'm only going to be done tomorrow, so as sy nie vir hulle gaan vra het nie, dan het hierdie kind wat al klaar reeds siek was, vir amper 24 uur, sonder voedsel gewees, en ek het gegaan en ek het vir hulle gevra, maar kan hulle nie vir haar, laat sy maar eet, of op die drip sit, of iets nie doen nie, laat sy net kan krag kry nie, en hulle het toe gesê, sy kan maar eet, en die volgende oggend toe sy weer 0 per mond, vanaf 10 uur, en gelukkig die volgende aand toe het hulle vir haar gedoen, maar in die tyd het ek besef dat Kylie praat nie meer so baie op die foon nie, as ek vir haar boodskappe stuur, dan wag ek lank vir haar, om 'n boodskap vir my terug te stuur, en ek vra van maar hoekom vat sy so lank, hoekom slaap sy so, en sy sê net my mommy, but I am just so tired, I think it's of the medicine, en Kylie het toe huis toe gekom, en ek het daardie week, wat Kylie in die hospitaal was, het ek gaan werk, want ek het gedink, miskien het ons nog ekstra geld nodig, ek kan help werk, om inkomste in die hande te kry, en die week wat Kylie by die huis is, het ek vir gevra, as ek van, can I go to work, en sy het my gesê, ja, dis fine, ek kan maar gaan werk, en ek het daai week gewerk, en ek het vir haar kos uitgesit, en as ek terugkom, en sê ek, maar dit lyk nie, hierdie kind het geëet nie, en dan het ek haar gevra, en sy sê, no, I'm going to eat now, en so het ek alles raak gesien, die tekens wat besig is om te gebeur, en sy het meer begin slaap, sy kon nie meer op haar foon wees nie, en agterna toe sê sy het my maar haar hande bewe, sy kan nie op haar foon tik nie, en agterna het sy gesê, maar haar oë is blurry, het ek gehoor het sy vir 'n dokter ook gesê, sy kan nie lekker sien op haar foon nie, en maar nog steeds het ons 'n gebid gehoop en die blink aan bo gehou, dat die Here vir haar gaan deurdra, en daardie week toe besef ek, ek kan nie terugwerk doen nie, ek het die week klaar, 2 weke gewerk, ek gaan nou by die huis bly, en die Saterdag het sy opgestaan, en haar kinders was daar, en sy het kom sit, en ons het nog almal gesit en gesels, ek en my ander dogters, en haar kinders, en ons het gesit en lag en gesels daardie dag, min te weet, net die volgende oggend, het Kylie in 'n sugar coma ingevang, en toe hulle by haar kom, was haar suiker vlakke 2, omdat sy nie meer kon eet nie, want haar keel het begin seer raak, en agterna toe sal ons sien, maar sy het sproei op haar tong gehad, en ek het vir haar glyserien gegee, en goed vir die keel, sodat sy net kan iets eet, en hulle het toe vir haar met haar gesukkel, en ons het daardie oggend gedink dat ons gaan haar verloor, en ek het gebid en vir haar gesê, as dit tyd is vir haar om te gaan, dan kan sy gaan, en min te weet, sy sê my mommy, I was aware of everything that was going on around me, but I couldn't talk, en sy het my gesê, she wasn't right to go yet, and I knew she wasn't right to meet with God yet, and God allowed her to stay for another week and a half still, in order for her to make right with the Lord, en die Dinsdagoggend, sy is hospitaal toe, daghospitaal toe, daai Sondag, en hulle het haar weer teruggestuur huis toe, maar ek kon sien, my kind was nie meer dieselfde nie, ek kon dit sien,
En die Dinsdagoggend is ek en sy deur Tygerberg toe om te gaan hoor maar wat is hulle volgende stappe met hierdie kind, wat gaan hulle doen? Ons wil nou weet want hulle het gesloer en niks het daarvan gekom nie. En ons het toe gegaan, die dokter gekry en hy het nie soveel woorde gesê nie, maar hy het gesê dat sy kan nie chemo kry nie, want sy het nou al klaar so vir agter en sy het klaar gewig verloor en chemo gaan haar net nog sieker maak. En ons is huis toe en ek kon sien, sy was baie moeg en ek het vir haar gesê, gaan lees so bietjie, wanneer jy opstaan gaan ek jou teetjies vir jou maak en jou pilletjies vir jou bring, maar gaan rus maar eers en dan gaan ek nou na jou omsien. En ek was besig in die huis en ek hoor net daar is toe iets amper soos 'n geluid uit haar kamer uit en ek gaan in en ek besef maar hier wil sy weer opstaan om toilet toe te gaan en ek besef maar dis presies wat die Sondagoggend gebeur het, sy wou opgestaan het en sy kon nie en ek besef maar hier is die kind weer eens besig om in 'n sugar coma wil te gaan. En gelukkig het ons toe van hierdie gel wat sy moet kry maar suikervlakke op te bring. En ek hou haar vas in die een hand en ek gee vir haar die gel smeer ek in haar mond in die ander hand en ek sê vir haar, if you want me to help you, then you must lay down on the pillows because I can't help you if I must keep you the whole time. I need to go fetch you some jam and I need to go get you some stuff just for your sugar levels to come up. En ek laat haar toe weer lê en op daai oomblik was sy al so swaar, ons kon nie meer vir haar reg hanteer het nie. Ons was so 2 of 3 wat haar moes opgetel want sy het baie swaar geword en ek sê toe vir haar en ek kom by my op gaan haal vir haar suikerwater. Ek maak vir haar suikerwater aan en ek gaan haal vir haar 'n lepel jam wat sy moet eet en ek voer vir haar toe die suikerwater om te drink en ek bel toe vir haar kerel, ek sê kom help my. Ek is alleen by huis in 'n hospitaal toe. Ek kan nie vir haar alleen hanteer nie. En hulle kom toe en hulle vat haar hospitaal toe en sy die Dinsdag toe ek daar kom, die aand toe het sy opgestaan nog toilet toe gegaan, haarself gaan help en gaan skoonmaak en die Woensdag toe ons daar kom, toe het sy nog ook gesels en alles met ons. Die Donderdag het ek besef maar die dokter, hulle het ekstra hulle gevat en niemand het teruggekom nie. So ek wil nou weet wat gaan aan en toe ons daar kom sê hulle maar daar is niks wat hulle meer kan doen nie. Daar is 'n mes op haar pelvis net om vir ons die volgende na 2 ure toe ek terugkom by die huis, het ek vir haar drukkie gegee voor ek haar verlaat het. En ek het haar gesê you're not going anywhere. Toe ons by die huis kom na 2 ure bel hulle ons om te sê maar sy het veragter en ons moet inkom want dinge lyk nie goed nie. En ek dink dit was die tyd wat my dogter opgegee het toe hulle sê daar's niks meer wat hulle kan doen nie. En sy het convulsions gekry en hulle het haar ingespuit en toe ons daar kom het sy geslaap en ek het haar naam geroep en sy het haar oë oopgemaak en sy het my gewys sy wil my 'n drukkie gee. Ek het haar gedruk. Ek wil haar eintlik opgelig het. Ek gedog sy wil hê ek moet haar oplig en toe ek haar vat om haar te wil oplig teen die kussing, gee sy my 'n drukkie en ek het net gehuil. My man en my 2 dogters het daar gestaan, hulle het ook gehuil en sy het na hulle al 3 gekyk met die bedoeling sy wil vir hulle ook totsiens sê. So dit was die dag wat my dogter eintlik moes gesterf het en sy het nie gesterf nie. En die Vrydag stuur hulle my kind huis toe en ek besef dat hierdie kind kan enige iemand sien. Hierdie kind is nie meer by haar volle bewussyn nie. En hulle stuur die kind huis toe met die bedoeling dat daar's niks meer wat hulle vir haar kan doen nie. Ons het huis toe gegaan en die Dinsdagoggend nadat het sy vir my gesê I'm ready to go. En ek het haar gesê how do you mean you're ready to go? You're ready to meet Jesus? Sy sê yes mommy, to say did you make right with Jesus because you can't meet Jesus without making right with him. And she said yes mommy, I made right with him last week already. En sy sê vir my take me to the hospital because they will know what to do with me. En om te weet jou kind sê sy's besig om te sterf, sy's gereed om te gaan. Dit kos om sterk te wees. En ek en my man ons het daar gevat, ons het daar gekom en ons het vir 'n ambulansrywer gevra wil jy nie vir haar net help nie want sy swaar, my man kan nie vir haar alleen optel nie. En sy woorde was maar dis nie hulle werk nie. Dis nie hulle werk nie, hulle moet net mense daar bring. En die ander ouetjie wat daar gestaan het, hy het gekom, 'n maar ouetjie en hy het my man gehelp om my dogter in die rolstoel te sit. Toe ons daar kom toe het hulle gesê maar hulle kan nie, daar's nie 'n bed vir my kind nie en hulle moet wag ons moet wag om 'n dokter te sien. Ons is daardie dag 3 uur uit die hospitaal uit dierbares huis toe want daar's niks wat niemand vir my dogter
gaan doen op daardie tyd nie. My dogter het tot en met 3 uur gesit in daardie stoel sonder om niks te eet nie. My dogter kon nie meer regop sit nie. Sy kon niks meer vir haarself eintlik doen nie. My hande was ijskoud gewees. Vir my was dit net dat when does humanity kick in with us? Ons vat haar na die plek toe om gehelp te word, maar sy word nie gehelp nie. En weet jy, dit het vir my so trauma op my gehad en ek dink op my familie ook. Want om te dink, hier sien jy, jou kind is besig om te sterwe. Jy vat jou kind na die plek toe om gehelp te word en jou kind word nie gehelp nie. Daar word niks aan jou kind gedoen nie, jou kind word huis toe gestuur. Hulle het haar bloeddruk gevat, die masjien het net so gegaan, daar was nie eers 'n bloeddruk wat hulle, of iets wat hulle by my kind kon vat nie. En daai het ek klaar geweet, iets is nie reg nie. Sy het ingekom, die dokter het gekom, ons het met trane gestaan en sy het my gevra, "Mommy, can't I just go lay on that bed there?" Ek moes aan my sterwende kind sê, sy kan nie eens gaan lê nie, haar lyf was so seer gewees. Die mense wat daar sit in triage, het daar gesit en ek het besef, wanneer skop dit in, dat dit is 'n mens wat iemand se hulp nodig het. Hulle het my gesê, daar is nie 'n bed vir my kind om te sterwe nie. My kind moet in die gang lê, of hulle gaan my kind in 'n stoel moet sit, en my kind moet daar alleen sterwe, want daar's niks wat hulle vir haar kan doen nie. Die nurse wat ons moes gehelp het, wat haar bloeddruk gevat het vir ons amper so te sê uitgelag in ons gesig, toe sy sien dat die dokter het ons huis toe gestuur met die bedoeling dat my kind moet sterf by die huis. Ons het daardie dag huis toe gegaan en ek het gesê, "Come, let us take you home, let you come be with a family." En sy het nog vir my gesê, "As it should be, mommy." Ons het my kind huis toe gevat, ek en my man het haar in die kar gelos, want sy het geslaap, want sy was so moeg. Ek en hy het die kamer gaan skoonmaak, ons het haar bed gaan draai, skoon beddegoed opgesit, en ek en hy het haar ingedra by die huis, om haar net te kom neerlê. Hy kind het gaan slaap, en hy kind het geslaap. Sy het 6 uur my ander dogter geroep en gesê, "Come, keep my hands are sore." En ek het ingegaan en ek het vir haar teetjies gemaak en ek het vir haar gevoer haar teetjies, 3 lepels tee, groot lepels tee, en dit was die laaste wat ek vir my kind kon gevoer het. En die nag 4 uur het sy gesterwe. Daar was so baie dinge wat aangegaan het agter die skerms, hoe sy gesien het wat besig was om te gebeur. Hoe sy gesien het, daar was 'n swart figuur wat teen die muur gesit het. Hoe sy gesien het, haar uurglas was besig om uit te hardloop. Hoe ek gesien het, hoe die chariots of fire besig was om haar rondom ons te wees. Hoe ek gesien het, hoe daardie strydwaans, die vuurwaans, die engele is wat haar siel kom haal het en wat gewag het vir haar om te sterwe, sodat hulle haar siel kon opvat hemel toe. Die nag toe sy sterwe dierbaar is, het ek vir haar gesê, toe sien ek my kind sukkel om te sterf, en ek het haar gesê, that you need to lose yourself from all of us. Daar's niks meer wat ek as ma vir jou kan doen nie. Daar is niks meer nie. Daar's niks meer wat jou kerel vir jou kan doen nie. Niemand kan niks vir jou doen nie, net God kan dit vir jou doen. En ek het moeg geraak en ek het vir haar gesê, ek wil 'n bietjie gaan slaap, want ek was so moeg. En ek gaan die ander dag op my boodskappe in en ek sien, ek het vir iemand 'n boodskap gestuur en gesê, help saam met my bid vir Kaylin. En 'n uur of 45 minute na die tyd, het ek wakker geskrik en ek het ingegaan na haar toe. En ek het gesien, sy het half oop oë gelê met haar lip wat besig was nog om te beweeg. En ek het haar hand gevat en haar hand op my bors gesit binne in my kamerjas. Want haar hande was ijskoud en ek het vir haar gesê, sorry that mommy was scaling at you, but mommy don't want you to suffer anymore. En terwyl ek nog besig is om my hand te vryf en met haar te praat, ook opkyk sien ek, my kind is nie meer daar nie. En ek besef ek het die geleentheid gehad om my kind te sien, in die lewe kom, en ek het gesien, my kind uit die lewe uitgaan. Om 'n kind aan die dood af te staan, is nie maklik nie. Maar die Here se genade is meer as genoeg oor ons lewens. Vir jou wat nou nog kwaad is, vir jou man, vir jou pa, vir jou familie, vir jou broer, jou suster. Gemaak reg. Jy weet nie wanneer die tyd is, wanneer die aarde weggevat gaan word nie.
My dogter het 32 jaar hier op aarde gewees. En ek kan vir die Here dankie sê vir daardie 32 jaar. Maar vir jou wat ingeskakel is, gaan maak reg met jou familie, gaan maak reg met jou huisgesin, gaan maak reg as jy nog nie die kopie van my dogter se boek het nie wat ek geskryf het. A Mother's Love, What a Mother Wouldn't Do. 'n Ma sal haar alles gee vir haar kinders, 'n ma sal haar laaste gee en 'n ma sal haar lewe vir haar kinders gee. Moenie vergeet nie, elke Sondag om 1uur hier op www.livecbn.com. Van my Natasha Fiek, geseënde dag verder.